So, dit is nou presies 10 jaar terug wat ek die eerste keer by die KAK&K opgetree het, maar dit was nie net die eerste keer wat ek by die KAK&K opgetree het nie, dit was ook my eerste eenman vertoning. En vir 'n komediant, jy weet, jy tree maar op in die clubs, so die meeste wat mens dan ooit doen is maar so 30 minute, want dit is as jy nou by 'n comedy club die headline komediant is. Toe gaan ek nou na die uur, jy weet, en in stand-up comedy is dit nogal 'n groot ding, like the hour, hulle noem dit the hour. Ja, en toe kom doen ek dit, jy weet die KAK&K, en dit was nog in die ATKV kuiertent. En ek onthou nog die een aand, ek dink ek het 3 shows daar gehad, en die een aand het dit verskriklik gereën, so dit is so half, ek dink die tent het kant flappe gehad nie. So dit is soos in, dit reën hier aan die kant van die gehoor, en waar die verhoogie was, dit is waar die tent ook geëindig het, en tussen die afdak van die verhoogie. So letterlik tussen my en die gehoor was daar soos 'n waterval. En ek onthou ek het op 'n stadium vir iemand in die gehoor gevra, en ek gaan altyd so met my arms, ek vir iemand 'n vraag van wat doen jy vir 'n lewe, en toe ek so die vraag vra, toe reën my arm nat. Maar ja, ek bedoel, daai beginjare, daai harde klippe kou, en shows doen op weird plekke, vir klein gehore, en so aan. Dit maak wanneer jy nou byvoorbeeld 'n show doen in die SANW auditorium, maak dit eintlik spesiaal, want jy voel so, jy weet, ek het regtig, ek is nie hierdie op 'n beskinkbord gegee nie, ek het onder begin, ek het regtig die hard yards ingesit, maar ja, so baie spesiaal om nou 'n show te doen en so fantastiese venue te kan uitpak, ja. Ja, ek dink mamma se grootseun, my ma's nog altyd soos my grootste fan met die stand-up. My pa kom kyk die shows en hy geniet dit ook, maar my ma is regtig die die-hard ondersteuner, en sy sal, jy weet, vlieg na verskillende stede en verskillende plekke om my te kom kyk. Sy is hier, en die eerste, want dit is maar net iets wat ek gedink het sal snaaks wees, maar die eerste show daar by die KAK&K in die kuiertent, het my ma my voorgestel. So sy het die voor die tyd afkondiging gedoen, gesê, sit julle selfoon af, welkom op die verhoog, my seun skulpe side note. Ek het maar net gedink, dis ietsie snaaks en oulik, en iets bietjie uniek. Maar ja, mense onthou dit nogals. So, dit is altyd vir my 'n groot voorreg om dit in my moedertaal te doen, in my huistaal. Want juist omdat ek nie eintlik baie die geleentheid kry om dit te doen nie. Ja, val met die internasionale toer en goed doen ek het maar meestal in Engels, en jy weet, ek like om te dink dat my komedie is inklusief, en dit het niks te doen met, jy weet, mense kan soms so die kat in die gat beet kry, en hulle sien dit as, jy sê trots Afrikaans. Dit het niks te doen met nie trots Afrikaans wees nie, dit is nou maar net taal bereik mense wat daai taal verstaan. Nou en dan, so 1 of 2 keer jaar is dit vir my heerlik om Afrikaanse show te doen. En dan sê ek accepteer dit as Afrikaanse show, en veral by die KAK&K dis Afrikaanse fees, dit maak net sin. Soms sal ek Afrikaanse show doen in Pretoria, en ek adverteer dit as Afrikaanse show en sê, sorry, as jy Engels is, moenie kom na hierdie een toe nie, hierdie een is nie vir jou nie. Ons almal ken al hierdie ding van mense wat gaan, ja, shame, die fliek was goed vir 'n Suid-Afrikaanse fliek. Dit is goed vir 'n Suid-Afrikaanse reeks, en ek is net soos, nee, dit moet nie goed wees vir 'n Suid-Afrikaanse fliekie, dit moet net goed wees. Jy weet, die akteurs veral, né, en KAK&K is die beste voorbeeld. Verstom my, jy weet, jy gaan kyk, ek gaan kyk shows soms oor die wêreld, en in my opinie het ons die beste akteurs in die wêreld. Ons het die talent om oor see te gaan, en jy weet, ons man te staan langs die bestes. Jy weet, ons doen dit met sport. Ons kyk vir die bokke, niemand gaan ons hulle is goed vir 'n Suid-Afrikaanse span nie. Die bokke is ons self, ja, julle ander lande moet oppas, maak nie saak wie hulle is nie, want hier kom die bokke. Hoekom kan ons dit nie doen met ons kunstenaars ook nie?
ek is ontspanne, ek is net in my zone. As die mense eers aan die lag is, dit is net so, ek wil nie dan afklim nie. Met werk, dis hoekom ek nie assosieer met werk nie, want ek assosieer werk met wanneer kan ek huis toe gaan. As ek op die verhoog is ek half, ek doen net so baie shows, kan ek nog 10 minute doen. Ek vra eintlik vir my, nie vir julle nie. Dis omdat ek het so baie geniet, dat ek nog 10 minute hier wil spandeer. Ja, so ja, dit is my beroep seker om mense te laat lag, maar dit voel glad nie vir my soos werk wanneer ek op die verhoog is nie, dan is dit net plesier.